Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Jesus was die enigste man wat in staat was om 'n afspraak ander kan die graf te maak en op te daag om dit na te kom. Hy het vir sy disippels gesê, Matteus 26 vers 32, maar nadat ek opgestaan het, sal ek voor julle uit na Galilea gaan. En hy het. As jy die grafte besoek van diegene wat die groot godsdienste van die wêreld gestig het, sal jy vind dat daardie grafte steeds beset is. Maar as jy die graf besoek waar hulle Jesus neergelê het, sal jy vind dat dit leeg is en die woorde van die engel weergalm steeds oor die eeue heen. Hy is nie hier nie, hy het opgestaan. Hy sê in Johannes 14 vers 19, omdat ek lewe en julle sal lewe. Jesus sê, omdat ek leef, sal julle ook leef. Uiteindelik sal jy aan iets sterf. Die vraag is, hoe sterf 'n mens reg? Daar's 2 maniere om dit te doen. Die eerste manier, deur voorberei te wees. Soos een grafsteen sê, ek het dit verwag, maar nog nie nou nie. Hier is hoe jy voorberei vir die dood. Romeine 10 vers 9 sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Maak seker, jy het 'n persoonlike en groeiende verhouding met Jesus Christus. Die tweede manier, deur jou lewensopdrag te vervul. Soos Jesus gesê het in Johannes 17 vers 4, ek het u verheerlik op die aarde. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Eendag gaan ons verantwoording moet doen vir die werk wat God ons gegee het om hier op aarde te doen. As hy jou sou vra, wat het jy gedoen met al die talente en vermoëns wat ek jou gegee het? Hoe goed het jy jou opdrag op aarde vervul? Wat sal jy antwoord? Want op daardie oomblik sal niks belangriker wees as hoe jy daardie vraag beantwoord nie. Here, die lewe is te kort om tyd te mors. Help my om gehoorsaam te wees in die klein dingetjies, sowel as in die groot dinge, en om elke dag so te leef, asof dit my laaste is. In Jesus naam bid ek dit. Amen.